Ek groet julle almal. Hoor jy, kyk hier in Heidelberg is dit warm. Hierdie paar dae, ek sê vir julle, ons kry daarom so hier en daar 'n lafenis met 'n windjie wat waai en maar hier waar ek nou staan en liefste Dina my opneem is soos 'n drukgang. Dis pragtig en so, maar het voel of ek in so 'n drukgang van hitte is. Wel, dis so het voel die afgelope paar dae in Heidelberg. En so, dis bedompig. Dit laat my dink aan die dae toe ons in Durban gebly het. Maar weet julle, praat van drukgang, en dink ek nou oorlede skoonpa op die plaas, wanneer die beeste nou gemerk moet word, dan gaan hulle nou so in so drukgang in. Nou kyk, baie vakansiegangers het my mooi laat verstaan, dit is hoe hulle gevoel het die afgelope vakansietyd. Die motors wat so op een stapel. Kyk, dis daai van, dit maak 'n bottleneck. Ons noem dit 'n bottleneck. Veral wanneer die pad nou vernou. En dan baie keer kom die verkeer tot stilstand, né? Die van julle wat gaan vakansie hou het en in daai situasie was, sal presies weet waarvan ek praat. Baie keer in ons koppe, in ons verstand, ons gedagtes, ons gevoelens, ons geestelike lewe, kry ons daai drukgang of daai vernouing. En is asof dinge net vassteek en nie wil vorder in ons lewe nie. En dit hoop net op. In 'n mens se liggaam kan dit gebeur. Ek wil nou nie regtig daar gaan nie, maar eet nou net te veel turksvye of droë vrugte, dan sal jy weet wat is opeenhoping. Jammer. Nee, toe ek in 2006 praat van jou liggaam, in 2006 my groot hartoperasies gehad het, are wat so vernou het. En die bloed wat dan stol en nie kan deur nie, en hartaanval en by mense, dit is wat verlede jaar met my gebeur het, toe my hart se ritme heeltemal uit was, en die bloedklont wat in my een hartkamer gevorm het. Dis hierdie opeenhoping, dit is hierdie hindernis, hierdie blokkasie. Maar ek wil net gou ook 'n ander voorbeeld noem, die selfoon, terwyl jy bestuur. Kyk, in die sielkunde word die woord gebruik, die bottleneck effek. Baie van ons dink dat ons kan multitask. Jare gelede was daar 'n advertensie oor televisie van hierdie jong ma. Sy het die baba in die hand, besig om die baba kos te gee, dan werk sy hier op die rekenaar, dan skryf sy daar 'n ding, dan help sy die kind daar, dan kyk sy op televisie 'n program, terwyl sy besig is om in die stoof te werk. Ek sê nou vir julle, dit voel vir jou of jy kan multitask, dit is nie regtig so nie. Ja, kyk, om motor te bestuur is nie multitasking nie, want dis dieselfde taak, maar as jy verskillende goed doen, soos nou byvoorbeeld die kind wat nou leer vir eksamen of besig is met skoolwerk en ook wil televisie kyk of musiek, jy gaan een afskeep, jy gaan een aktiwiteit afskeep. En gewoonlik is dit die skoolwerk wat daar onder lê, is dit nie so nie. Die sielkunde praat ook navorsing wat gedoen is, die skemerkelkparty. By die skemerkelkparty, nou staan en praat jy met iemand. Nou hoor jy hier aan hierdie kant twee mense praat, en dis nogal vir jou interessant, hulle skinder oor iemand wat jy ken. Nou wil jy met hierdie persoon gesels, aandag hou, maar jy wil ook hier luister. Jy blok uit, jy gaan hier hoor, en daar gaan jy stukke uitblok, of daar hoor, en hier stukke uitblok. Gaan toets dit bietjie.
kyk, wat gebeur? Jou brein raak verward. Daar's konflik. Dit gebeur in 'n mens se geestelike lewe ook. Daar is soveel verwarring, byvoorbeeld wat betref morele waardes, sienings oor Bybelgedeeltes. Die afgelope tyd by ons kerk se synode het julle nou hierdie debat, of sekerlik van hierdie debat verneem. Ek gaan nou nie daar gaan nie, maar wat is sonde, wat is nie sonde nie? Dit is die konflik baie keer in 'n mens se lewe. En daar's daardie vernouing. Kom ons noem dit overload. Jy kan so overload wees met soveel idees, gedagtes, sienings, dat jy net nie 'n besluit kan neem nie. Jy kan so overload wees op sosiale vlak. Die hoeveelheid mense wat oor jou pad kom. Die hoeveelheid familie wat Kersfees gekuier het. Jy kan nie lekker fokus nie. Bottleneck effek, obstruksies, hindernisse. Die hele Bybel is vol daarvan. In Jesaja se versie, dink nou daaraan wat sê, God kom, hy sê, hy wil nie ons verwerp nie. Hy sê, my hand, my arm is nie te kort om te help nie. My oor is nie so ver dat ek jou nie hoor nie, maar julle sondes het 'n muur geword. Ander woord vir dit, die bottleneck, die verkeer wat stop. Daar kan nie vryvloei wees tussen ons en God. God wat gee en ons neem in. En dit sien jy hier, né? Dit sien jy hier, hierdie bottleneck effek. Nou goed, natuurlik prakties, dit help nou nie om 'n wynbottel te hê of 'n koeldrankbottel met so groot bek nie, want dit is te duur en daar's allerlei redes waarop ek nou nie gaan ingaan nie. Maar goed, ons is nou weer daarso en dan ek het so 'n bietjie 'n sugar-free peach flavored iced tea gekoop. Die bottleneck. Right. Ook wat betref hierdie effek, die bottleneck, jou aandag wat afgelei word. Wat lei jou aandag af? Ek wil 'n paar Bybelgedeeltes gebruik. Klaagliedere, hoofstuk 3. Klaagliedere, hoofstuk 3 is net die sweet 'n bietjie afvee. Die profeet, Klaagliedere 3, Jeremia saam met die volk in ballingskap. Hulle is weggevoer, dit gaan verskriklik sleg. Dan sê hy, ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toorn, sy oordeel geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg. Hy het 'n muur om my geboue, kan nie uitkom nie. Streng gesproke is dit nie waar nie. Die profeet het getrou gebly, maar dit voel vir hom of God dit persoonlik op hom uithaal. Nou natuurlik gee God jou soms oor. En dan gaan jy in hierdie drukgang, of alles blokkeer net, hindernisse, oor jou eie keuse, jou eie sonde. Maar baie keer vra jy die vraag, wat het ek verkeerd gedoen? En jy het nie, jy worstel, jy soek, hoekom is hierdie en hierdie in my lewe dood? Hoekom het hierdie ramp, probleem oor my lewe gekom? En dan sê hy ook, wat gebeur? Hy het my bitter dinge laat sluk, die lewe vir my so bitter soos gal gemaak. Ons blameer dit maar op God. En dis daai bottleneck van denke en geloof, dat God doen sleg aan mense, God doen kwaad aan my, aan jou. Die Bybel sê God is goed, God laat sekere dinge toe. Baie mense verloor hulle geloof, raak ateïste hieroor. Dit is die ultimate bottleneck, hindernis, blokkasie. Ek het gedink dit is klaar met my hoop op die Here. Die gedagte, klaar, dit het gestop, dit kom tot 'n stop. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif in my.
As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas, maar dan gaan die bottel oop. Dan gaan hy oop. Dit is asof jy hierdie oop sny met 'n glas snyer, 'n glaskatter, en dit gaan oop en jy kan uitkom. Amper doen ek dit deur om te laat val en te breek. Soms is dit ook nodig dat 'n mens maar val en breek om oop te gaan, dat God kan inkom. Om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nuut. God laat die verkeer weer vloei. God maak oop. Kry daai prentjie in jou kop. Hy kan dit in verhoudings doen, hy kan dit in die huis doen, hy kan dit in jou geestelike lewe doen. Hy maak die verkeer weer oop en die vloei vind weer plaas tussen jou en God. Matteus 6, ek het dit al baie behandel met my boodskappe. Dan kry jy vanaf vers 24, niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor. Jy sien, dis daai konflik. En nou bottleneck alles, die een meer ore en die ander een afskip, julle kan nie God en Mammon dien nie. Dit is dan in daai tyd die geld God, afgod, waar materiële dinge die belangrikste word, waar jy geslote raak, die bottleneck, dat jy ook nie vir ander omgee, en die geld, die besittings wat die Here jou gee, ja, want dit is nie verkeerd nie. Sommige is ryker, sommige het meer, maar dat dit dan vir jou moet werk, en dat jy dan juist deur God gebruik word, om ander in nood te help. Of die saak van jou gemeente, jou kerk, of waar ook al die Here jou wil gebruik met jou besittings. En dan noem hy ook die emosionele bottleneck, die bekommernis, moet julle nie bekommer nie. Kyk na die voëls, ons het hierdie pragtige voeltjies in ons tuin, ons noem hulle hier reg voor ons, hier agter, waar ons op die stoep sit, voor ons sien ons hulle, hordes, wat is daar, lewerrikke, en daar's swaaltjies en mossies, suikerbekkies, en Dina het 3 van hierdie water bottels, en dan druk hulle daai skerp lang bekkies daarin, en hulle verjaag mekaar, en hulle gun mekaar nie, hulle is so bottleneck. Die leeuwtjies, hulle blaas hulle op soos leeuws se maanhare, die ou klein goedjies, te pragtig. En dan, julle hemelse Vader weet tog dat julle alles nodig het. Beywer julle allereers vir die koninkryk en die wil van God. Maak oop. Dit laat die verkeer vloei. Dit vat hindernisse weg. Dit vat daai emosionele gevoelens wat jou bind en jou bottleneck. Dit verlig dit en laat daai emosionele verkeer in jou kop en jou gees en jou siel weer vloei. Matteus 19, nog 'n voorbeeld vanaf vers 13. Jesus seën die kindertjies, die mense het kindertjies na hom toe gebring, dat hy hulle die hande moet oplê, vir hulle moet bid. Onthou, die kinders het in daai tyd ook nog maar geen regte gehad nie. Hulle was baie belangrik. Maar soos die vrouens natuurlik die maas wat die kindertjies sou bring. En wat doen die disippels? Hy het met hulle daaroor geraas. Nee, Jesus is te besig. Jesus gaan hom nie ophou met kindertjies nie. Hy het 'n roeping. Hy is die verlosser, hy is die koning. Hy moet sy werk hier kom doen. Vat weg hy kindertjies. En dan sê Jesus, laat staan die kindertjies, moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie. Die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle, soos kindertjies wees, afhanklik om te kom, om oop te maak vir wat vir hulle gegee word. Wat 'n kindjie sal nou van 'n geliefde ouer of van in daardie ou tyd 'n rabbi nie 'n geskenkie of 'n soet dingetjie ontvang nie, of 'n blessing, nê? En natuurlik leer ons kinders wees versigtig. Jy moet maar toeslaan as dit kom by vreemdelinge wat jy nie ken nie en jou kind nader. Maar hierso, Jesus sê ons kan 'n hindernis wees, bottleneck, in hoe ons kerk, sonnaarskool, katedese, hoe ons huisgodsdiens hou of nie hou nie.
dat die Here se dinge nie by ons kinders uitkom nie. Hy het die hande opgelê, hy het hulle geseën. 'n ander voorbeeld is na sy opstanding, almal het gedink dit is verby. Hy is nou dood. En so daar's verwarring onder almal. Daar's bottlenekke, daar is overload van negatiewe emosies, vrees. Die Emmausgangers, Handelinge nie. Lukas 24 vers 13 en verder. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom met hulle saamgeloop. Hulle oë is verhinder, bottleneck, om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte, sien julle die hartseer. Hulle het iets gehoor, hulle het ook natuurlik gehoor, hy het gesê hy gaan opstaan, maar niemand onthou dit nie. Daar's 'n bottleneck van angs en vrees vir die owerhede, vir die Joodse raad. Een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem? Daar is ons idioom, is jy vreemdeling in Jerusalem? Dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Watter dinge, vra Jesus? Hy speel hier dom. Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. Hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. En dan nou, ons het so gehoop dat hy is die een wat Israel sou verlos. Toe vertel hulle van dat hulle verskyning gesien het van engele, die vroue by die graf. Toe sê Jesus vir hulle, en dan maak hy die bottleneck oop. Wat 'n gebrek aan begrip, wat 'n traagheid van gees. Dit is die hindernisse wat maak dat daar nie vloei is tussen ons en God, kommunikasie nie. En hulle harte het warm geword, hulle het Jesus erken. Maar is mooi daai woorde, nee, hulle harte het warm geword. Die warmte van die goeie nuus, die evangelie van Jesus, die opstanding, Jesus lewe. Alles wat geprofeteer is die waarheid. Jou hart kan so koud wees en dis 'n bottleneck dat niks kan deurgaan. Hulle het natuurlik ook geluister na te veel ander stemme. Dis ook wat 'n bottleneck is. Ons luister dikwels na te veel ander stemme, geluide, soos ek genoem het, die bekommernis, die negatiewe emosies, valse leringe, gedagtes, jou eie woede, jou ongeloof. Gaan kyk maar, wat is die hindernisse, die bottelnekke daarin in julle lewe. In Jesaja is daar 'n versie waar God sê, gee aandag en luister wat ek sê. En interessant, dan sê hy, maak die ore oop, grawe die ore uit, kry die oor afwas wat hier binne is, uit, dat jou ore bietjie uitspuit, dat daar weer vloei heen en weer kan wees. God praat en ons hoor en ons kan antwoord en ons kan weer uitdeel wat God vir ons gee. Kyk, as jy nou hier ingooi, sien nou hoe hy gooi, nee, dit is nou, ons noem het sommer die gloek-gloek effek, dit is nou veral met so type bottleneck, as jy gooi, dan is dit 'n gloek. Ek wil nou dit vra, ek wil nou net hierdie deel daarvan gebruik. Moet nou nie al die bottels in die huis nekke gaan afsaag nie. Ek pas dit nou net so toe, dat is jy gegloek-gloek, en as hierdie nou 'n oop houer was, 'n beker, glasbeker, dan kan selfs kindertjies, kyk 'n bietjie by klein kindertjies, hoe moeilik hulle met so 'n bottel uitgooi en akkuraat gooi. Hulle mors baie keer, dit is nie so maklik nie, daar mors dit nou. Maar as dit oop was, as dit 'n oop houer was, 'n oop
glas of 'n ander groot houer. En as jy nou dit wil teruggooi, nou my wêreld, dan word daar nou nog meer gemors. Die gloek, die bottleneck gloek. God wil ons bevry van dit. Hy sê kom ons maak oop. Kom ons wees oophouers, soos die Bybel ook sê. Engelse vertaling wat ek gelees het, open vessels. Ek het dit 'n rukkie terug in een van my preke genoem. Oophouers. En God gooi in liefde, vrede, blydskap, vergifnis, alles, en hy maak oop. En ons kan weer uitgaan na God met alles. Daar's nie blokkasies en hindernisse nie. Jesus sterf, hy lê in 'n graf, is soos 'n bottleneck, stop, die verkeer stop. Nee, hy staan op. Hy staan op. Hy kom uit die graf. Hy breek oop. Hy oorwin. Die verkeer tussen mense en God begin geweldig vloei. Vir die eerste keer in 'n leeftyd. En Jesus is nie verward nie. God is nie verward nie. God is nie 'n bottleneck God nie. God is nie 'n bottleneck God nie. Hy het nie obstruksies wat hy wil hê tussen ons nie. Hy wil dit oopbreek. God se aandag is nie afgelei nie. God kan multitask. God kan multitask. Hy skeep nie een van sy kinders van ons af nie. Hy skeep nie sy wêreld af nie, al voel dit baie keer vir jou so. God is nie in overload en raak paniekerig. En ek en jy word nie gehelp nie. Nee, God is nie so nie. Ja, daar mag nou die advertensie gewees het oor mense, die mamas wat kan multitask, maak nou nie saak nie, die een kan meer doen as die ander een. Ons God kan multitask. Hy kan na biljoene mense op een slag luister en elkeen se gebed hoor. Dankie Here God dat U nie 'n bottleneck God is nie. Laat ons nie bottleneck kinders van U wees nie. Laat ons verkeer vloei tussen ons en U en U en ons weer na die wêreld, na ander toe.